Lees die skrif aan die muur en die tekens van die tyd. Roep dit uit, roep dit uit. Wie sal staan, wie sal skreeu teen die onheil van die eeuw? Wie sal kniel met die hart van die leeuw? Net voor u sal ek val, net vir u sal ek staan, vir u woord, vir u lig, voor u aangesig. Ek sal val, ek sal staan, al sou alles vergaan, maar voor u, net voor u, my God, sal ek val. SA gemeente, welkom by hierdie weekse aflewering rondom die boek Daniël, wat ons vir die volgende 2,5 maande gaan deurkruis. Jy het afhangende van jou week verlede week, of jy gaan dalk hierdie week aflewering 1 kry, en dan gaan jy elke tweede week 'n uitbreiding op die vorige week se preek kry. Nou vandag se geval, so 'n bietjie meer oor Daniël 1, wat ons laasweek oor gesels het, so iets ekstra. Is dit 'n preek? Ek weet nie. Is dit lekker ekstra info? Ek weet nie. Is dit saamgesels en groei en verdiep en leer en inspireer en saambring en netwerk bou? Absoluut. Want sien, SA gemeente is die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Nou dit is hierdie teelaarde en vriendskappe en mense wat ons vorm en bou en in staat stel om werklik die verskil te wees en te lewe daar waar ons bly, werk en speel. So kom ons gesels verder oor Daniël 1 vandag en kom ons kyk wat gebeur. Nou die boek Daniël is geskryf deur Daniël, min of meer 537 voor Christus. Daniël identifiseer homself as die skrywer van die boek in Daniël 12 vers 4 en dan wat so wonderlik is die feit dat Jesus ook vir Daniël identifiseer in Matteus 24:15. Nou dit is vir my genoeg en voldoende om die waarde van hierdie boek ernstig op te neem. Daniël is in ballingskap weggevoer as 'n jongeling in 605 voor Christus en die meeste en beste skattings plaas hom op ongeveer 16 tot 18 jarige ouderdom op daardie tydstip wat hy weggevoer is in 'n ander land in. Laat dit net gou insink vir 'n oomblik en dan besef jy watter onwrikbare invloed Daniël se grootword gemeenskap op hom gehad het, wat hom in staat gestel het om 'n enorme invloed op 'n hele land en bevolking te hê. Nou dit is die ouderdom wat ons kinders min of meer varsity toe gaan. Nou op daardie stadium kan jy net op die opvoeding wat jy jou kind gegee het staat maak. Daniël se opvoeding was 'n netwerk van godliewende mense wat inspraak oor 'n klomp jare in sy lewe gehad het. Nou verder weet ons uit Daniël 10 vers 1 dat hy nog gelewe het in die 3de jaar van Kores in 536 voor Christus. So hy was ongeveer 85 jaar oud op daardie stadium. So hoe het Daniël, 'n Joodse seun, homself in ballingskap in Babylon bevind? Dit mag jy dalk vra. Wel, dit is 'n goeie vraag. Na die regering van Salomo het die Israeliete verdeel in 2 verskillende koninkryke. Die noordelike koninkryk wat Israel genoem is en dit bestaan uit 10 van die 12 stamme. Die suidelike koninkryk was Juda en het uit die oorblywende 2 stamme bestaan. Albei hierdie koninkryke sou uiteindelik deur 20 verskillende konings regeer word. Nou van die 20 konings wat in die suidelike koninkryk regeer het, sê die Bybel dat 7 van hulle oor die algemeen as godliewende konings beskou is. Kon die noordelike koninkryk dit oortref? Nee, nie juis nie. Van hulle 20 konings het hulle presies 0 godliewende konings gehad. Nie eens een kan gevind word nie. Dit is dus nie verbasend dat hulle die eerste was wat geval het nie. Jy kan daaroor lees in 2 Konings 18 vers 9 tot 11. En terwyl jy daar in 2 Konings 18 is, sal jy sien dat een van Juda se godliewende konings, Hiskia, beleer word deur dieselfde Assiriese leer wat die noordelike koninkryk van Israel verslaan het. Kyk gerus na 2 Konings 18 en 19. Dit is 'n fantastiese verhaal wat die vertroue en godsvrug van Hiskia en die getrouheid van die God van Israel uitlig om sy volk te beskerm. Maar lees dan 2 Konings 20, veral verse 12 tot 19. Dit blyk dat selfs Hiskia in sy ouer jare toegelaat het dat dinge die plek inneem wat die Here eintlik moes ingehad het in sy lewe. En in 'n oomblik van trots en wêreldwysheid wys hy hoe die Babiloniërs al sy goud, silwer, wapens en skatte, 'n dodelike fout, soos Jesaja vir Hiskia sê, hoor die woord van die Here, die tyd sal sekerlik kom dat alles in jou paleis en alles wat jou vaders tot vandag toe opgegaar het, na Babylon weggevoer sal word. Niks sal oorbly nie, sê die Here. Nou wat kan ons hieruit leer? 'n paar dinge kom op.
Hizkia se hofmaker en se flankeerdery met Babylon, die wêreld, sou uiteindelik lei tot Israel se ondergang, selfs al sou hy nie geweet het dat sy besluit tot sulke gevolge sou lei nie. Dit kan dieselfde uitwerking hê in ons lewens en die van die kerk, wat blykbaar nogal behep is met die wêreld. As selfs 'n godliewende man soos Hizkia sy fokus kan verloor en trots in wêreldse dinge kan deelneem, dan kan jy mos ook, en ek ook. Onthou altyd dat in enige lang afstand wedloop enige iemand vinnig kan wegspring aan die begin. Tour de France is 'n klassieke voorbeeld hiervan. Uiteindelik is dit nie so indrukwekkend of wys nie, want daai peloton haal jou in. Om die afstand te voltooi en goed klaar te maak, dit is indrukwekkend. Wees bedag daarop om jou Christelike lewe goed te voltooi. Galasiërs 5:7 sê, julle het goed gehardloop. Wie het julle verhinder om die waarheid te gehoorsaam? Daniël se lewe is een van totale oorgawe en toewyding aan die God van Israel en 'n besonderse voorbeeld van hoe om te leef in 'n tyd en samelewing wat vyhandig is teenoor geloof in die God van Israel. So kom ons kyk net gou weer bietjie na Daniël se eerste hoofstuk. So die boek begin met Nebukadnesar se inneem van Juda en Jerusalem. Hoekom het die Here toegelaat dat Juda beleer word? En dit kan teruggevoer word na die optrede van Hizkia in 2 Konings 20 en Jesaja se profesie in die eenvoudige taal wat ek en jy te goed vandag ook nog verstaan. Trots en wêreldsheid. Dit is ook belangrik dat jy Jeremia 25 vers 4 tot 12 lees as jy werklik belangstel in die agtergrond van hoe baie Israeliete soos Daniël hulle self in ballingskap in Babylon bevind het. Nou Babylon beteken verwarring en die wortels daarvan kan teruggevoer word na Genesis 11 toe, vers 9 veral, waar God die mense se tale by die toring van Babel verwar het. Ons as Christene se lewe is in baie opsigte een van ballingskap, in 'n wêreld wat grootliks teen God se weë gekant is. Ons is tegnies ook onder beleg en moet onsself beskou as ballinge en vreemdelinge op hierdie aarde, want dit is nie ons ware tuiste nie. Gerus in Hebreërs 11 vers 8 tot 16 gaan kyk. So wat is die Babiloniërs se doel? Een doel, laat die breinspoeling begin. Daniël 1 vers 3 tot 7, dit is baie interessant om die metode te sien wat gebruik is om goeie klein Babiloniërs van die ballinge te maak. So wat was Babylon se metode? Wel, eerstens moes hulle die taal leer, dan moes hulle al die Babyloniese literatuur lees en uiteindelik is selfs hulle name verander. Alles is gedoen om hierdie manne van hulle Joodse wortels te skei. In kort, breinspoeling en indoktrinasie. Babylon wou nie hê hulle moes aan hulle ware tuiste dink nie. Die idee was om die Jode so opgeneem te laat wees deur die dinge van Babylon dat geen tyd geneem word om aan hulle eie huis en hul eie God te dink nie. Nou ek is seker jy sien 'n bekende patroon hier. Die wêreld daar buite sou liewer hê ons moet net soos hulle wees, maar ons as Christene is nie. Ons leer 4 manne ken in hierdie verhaal: Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Nou alhoewel jy Daniël se vriende dalk eerder ken op hulle Babyloniese name, Sadrag, Mesach en Abednego, wat nogal interessant is om na die betekenis van hulle name voor en na die verandering te kyk. Daniël beteken God is regverdig. Hy word Belsassar in Babylon, wat beteken mag Bel sy lewe beskerm. Bel, die hoofgod van die stad Babylon. Bel was 'n ander naam vir die god Marduk. Hanania beteken Jahwe is genadig. Hy word Sadrag in Babylon, wat beteken bevel van Aku. Aku was die maangod in Babylon. Misael beteken wie is soos God. Hy word Mesach, wat beteken wie is soos Aku. Asaria beteken hy wie Jahwe help. En hy word Abednego, wat beteken dienaar van Nebo. Nebo was bloot 'n ander naam vir Bel. In elke geval het hulle Hebreëse naam na die ware God verwys en hul naam is verander om na die Babyloniese gode te verwys. Hoeveel van julle moes julle naam letterlik of selfs in uitspraak verander hier in Engeland? Natuurlik sê ek nie dit is Engeland se plan nie, wat ek sê is dat ons ook in 'n ander land as ons heenkome is. Daar is soveel waarmee ons kan vergelyk in Daniël se verhaal. Ja, Engeland kan ons name verander en dit is heeltemal oukei. Dit kan egter nie ons integriteit en geloof en innerlike vasberadenheid in die eenware God verander nie. So, byna elke faset van Daniël se uiterlike lewe is verander. Maar kon hulle sy hart verander? Daniël 1 vers 8 tot 14 sê vir ons, hulle kon sy naam verander, maar hulle kon nie sy hart verander nie. Hy is nie deur die lokmiddel van Babylon meegevoer nie, al het hy reg in die middel daarvan gelewe.
Dink bietjie aan die invloed wat die wêreld op jou lewe het. Is daar 'n verskil tussen die begeertes van jou lewe en die van mense wat nie die Here ken nie? Want dit is regverdig om te sê dat nie-Christene nie jou baie meer dophou as wat jy dink. En hulle kyk meer na jou dade as na jou woorde. Let eens op wat jy doen. So wat as Daniël meegevoer geraak het in die wêreld van Babylon? Hy sou iemand geword het wat eens die vermoë het om lewe te gee en die wat dors het te versorg, maar nou nutteloos was vir waarvoor hy geskep is. Maar gelukkig het Daniël sterker vasberadenheid gehad as dit. En versterk deur sy heenkome en sy geloof was hy nie iemand wat sou toegegee het nie. En ons moet ook nie. Nog 'n ding is, dat Daniël dit nie heeltemal alleen gedoen het nie. God het toegelaat dat sy 3 vriende saam met hom was in hierdie toets. Wat leer ons hieruit? Dis belangrik om vriende om jou te hê, wat jou kan ondersteun. Dis belangrik om gemeenskap te handhaaf met gelowiges wat jou waardes deel. God help ons in ons beproewings, maar een van die metodes wat hy gebruik is die ondersteuning van medegelowiges. Moenie 'n eiland wees wat op jou eie staan nie. Ons word in hierdie wêreld oorval met Babyloniese stelsels en oortuigings. Gemeenskap met God is van kardinale belang, maar gemeenskap met vriende kom daarna. 'n Sleutelelement in die Christelike lewe is die gemeenskap van gelowiges. Dit is ons, dit is ek en jy. Daniël en sy vriende het besluit om net groente te eet eerder as om hulle self te verontreinig met die koning se kos en wyn. Maar let daarop dat hulle steeds wys opgetree het deur die hoofamptenaar se toestemming genadiglik te vra. Hulle het nie iets geëis nie, hulle het nie kras opgetree of op 'n hongerstaking gegaan nie. Ons moet onthou dat die hoofamptenaar ook sy lewe op die spel geplaas het, soos hy genoem het. Koning Nebukadneser kon baie onvoorspelbaar en sou nie 'n sieklike dienaars in sy teenwoordigheid wou gehad het nie. Maar Daniël, in sy wysheid, stel 'n 10 dae toets voor. Daniël leef net van groente en water. Liewer hy as ek. Maar dit tersyde. God het vir hom gesorg, want Daniël is baie lief vir die Here. En hy stel God eerste. En na die 10 dae was hy selfs beter af van die groente as diegene wat die koning se gekose kos geëet het. Dit is 'n wonderwerk. Wat kan ons hieruit leer? Daniël bemoedig ons geloof. Ons het 'n geloof nodig wat sê God kyk uit vir ons en waak oor ons. God gee om en God het lief en God aanvaar ons. Ons ken die karakter van God en dit is die verskil. Die gekose kos van Babylon mag dalk aantreklik en lekker lyk, maar dit sal jou nie onderhou soos dit wat God gee nie. Te veel mense voed uitsluitlik op die wêreld wat die wêreld bied en vind uiteindelik dat dit net gemorskos is. Dit smaak aanvanklik goed, maar lei slegs tot verdere probleme, leegheid en ontevredenheid. Kyk maar na die groot ikone van hierdie wêreld. Gaan check dit uit. Daniël 1 vers 17 tot 21 wys vir ons uiteindelik dat die vermoëns en gawes van hierdie 4 tieners deur God gegee is. Hulle kennis, hulle insig, hulle wysheid het alles van God afgekom. Ek hou daarvan wanneer die eenvoudige mense wat God eerste in hulle lewens stel, die wyses kan verwar. So hierdie jong Joodse seuns was 10 keer beter as enigiemand in die hele Babyloniese ryk. Dit is God. Is hy in die regte plek in jou lewe? Word jy gevorm na die beeld van die wêreld of word jy getransformeer na die beeld van die Here in die netwerk wat ons is? En daarom gaan en sal ons in SA gemeente bou aan hierdie netwerk, want dit is die nommer 1 netwerk vir jou lewe, vir jou kinders se lewe, en dis die toekoms wat ons bou. Ons het geen idee in wat se ballingskap ons vorentoe gaan wees nie. En ons weet presies hoe dit nou moet lyk, sodat ons in die wêreld kan ingaan en 'n verskil maak. Tot volgende week. Mooi loop. Hierdie donker uur wys die skrif aan die muur en die tekens van die tyd roep dit uit. Wie sal staan, wie sal skreeu teen die onheil van die eeuw? Wie sal kniel met die hart van 'n leeuw? Net voor u sal ek val, net vir u sal ek staan, vir u woord, vir u lig, voor u aangesig. Ek sal val, ek sal staan, al sou alles vergaan, maar voor u, net voor u, my